Goeiemôre almal. Liewe Bertha, Tersia, Zet, kleinkinders Gawie en Christa Kombrink, Ina en Michiel Badenhorst, en die agterkleinkinders Jason en Alexander Kombrink, familie en vriende. Ons neem vanmôre afskeid van 'n gelowige mens, Japie Lindekie. Iemand wat deur die Here begenadig is met 'n besonder lang lewe, 94 jaar. Iemand wat vir sy wellewendheid teenoor medemense en vriende bekend was. Bertha, jy neem afskeid van 'n geliefde eggenoot van 41 jaar en 6 maande. Tersia, jy neem afskeid van 'n pa. Die kleinkinders van 'n oupa, so ook die agterkleinkinders. Suzette en ons wat hier by mekaar is, familie en vriende, van 'n besonderse, eerbiedwaardige vriend. Vergun my om julle as familie en vriende vir julle te sê, ons deel in julle verlies. En ons is saam met julle hartseer. Ons wil vir julle sê, ons vat julle hande en ons druk julle aan ons hart. Ewige God en Hemelse Vader, Vader van ons die Here Jesus Christus, wat 'n voorreg is dit om as mede-Christene by mekaar te kom wanneer ons afskeid neem van iemand wat U geken het, wat U lief gehad het, wat volgens U woord gelewe en gewandel het. 'n voorreg om te weet dat U in alle omstandighede by ons doop, maar ook by ons dood teenwoordig is. En wanneer ons vir Japie vandag groet, doen ons dit nie soos mense wat geen hoop het nie, maar soos mense wat weet dat hy huis toe is. Ons bid vir U seën. Ons bid dat die Heilige Gees ons in ons droefheid en in ons hartseer sal troos. Maar Here, dat U woord ook op so wyse sal spreek, dat elkeen van ons wat vanmôre hier is, sal uitgaan en sal weet, die Here leef. Ons bid en dit alles in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Liewe familie en vriende, in die liturgie wat in die kerklike erediensboek opgeneem is hierdie die plek waar ons 'n Christelike in memoriam gewoonlik voorlees. En ek wil Bertha se laaste brief aan Japie voorlees hier. 6 Augustus 1931. Japie het die Vader jou lewensboek oopgemaak. Daarin is baie wedervarings en belewennisse van jou kinder- en jeugjare aangeteken. Jou ouers was trotse Christen Afrikaners, met vaste beginsels en waardes.
In so 'n huishouding word jy groot en word jy gevorm. Ons saamweespad begin op 27 Oktober 1984. Na liefde met die eerste opslag trou ons 3 maande vanaf ons ontmoeting. Op hierdie mooiste oggend in Oktober, toe die jacarandas pers in die strate van Pretoria gelê het nog 'n hoofstuk van 41 jaar en 6 maande aangebreek. Ons bou saam aan 'n wonderlike huwelik en dien saam ons Here, lewer ook ons beskeie deel aan die kerk en die gemeenskap. Vir soveel jare was jy my soft place to fall. Ek begin so 10 jaar gelede opmerk dat in klein dingetjies my geliefde begin gedragveranderinge openbaar. En dit word al meer so dat mediese toetse ook volg en bewys dat dit die begin van demensie is. Ek lees baie op oor die onwelkome vreemde siekte. Probeer my voorberei vir die pad vorentoe. Neem my egter voor dat ek jouself sal versorg, tot of aan my einde, of aan jou einde. Nou word ek jou anker en soft place to fall. Die siekte begin jou insluk. Jy vra, sal jy my nou steeds lief hê en by my bly? Ek druk jou teen my vas en sê ja, liefhart. Ek begin dink aan pragtige woorde van wyle Jan Spies, wat 'n mooi lied gesing deur Dani Botha, Kerse in die wind. Ek skryf vir jou die vrese vers. Daar loop 'n traan in die baard van die kers. Stom is my skaduwee saam teen die muur. Die liefde het seer en eensaamheid duur. Ek sien 'n dag van afskeid kom. My woorde wyk en ek groet jou stom. Ek skryf nog steeds aan my liefdesvers. En toe gebeur 5 Mei 2026. Die einde van jou lewensboek. Die vrese dag het aangebreek en ek groet jou stom. Met 'n alles oortreffende kalmte en sekerheid by jou sterfbed. Wat gevoel het soos 'n heilige grond om ons bed. Van waar jy na jou ewige tuiste vertrek het. My allerliefste, hierdie laaste brief sou nie volkome wees sonder om te meld dat jy net soos Paulus in 2 Timoteus 4 vers 7 die goeie stryd gestry, die wedloop volëindig het en die geloof behou het. Daarom dan in 1 Timoteus 1 vers 17 aan hom wat ewig koning is, die onverganklike, onsienlike, enigste God kom toe die eer en heerlikheid tot in ewigheid. Totsiens, my allerliefste. Ek sal jou nooit vergeet nie. Ek sal jou altyd lief hê en jou naam en nalatenskap met eer en waardigheid koester. Sien jou weer in eer en heerlikheid by jou Vader. Jou ou nooi fyn trap in die Petersilie. Bertha. Liewe broers en susters, wanneer ons 'n troostdiens moet hou, 'n dankdiens, 'n begrafnisdiens, is een van die eerste vrae wat 'n dominee vra, watter gedeelte uit die skrif? Dis 'n vraag wat afhang hoe goed jy die mens geken het, waarvan jy die
troostdiens moet waarneem. Ek het lank terug aan Japie en Bertha die belofte gemaak dat ek hierdie diens sal waarneem. En toe Bertha bel met die nuus en vra, onthou jy, sal jy dit nog steeds doen? Het die gedeelte wat ek saam met u gaan lees, dadelik by my opgekom. Dis 4 kort versies in Johannes 14, vers 1 tot 4. Maar is deel van 'n langer gesprek wat Jesus met sy disippels op die vooraand van sy eie sterfte behandel het en met hulle gepraat het. Kom ons lees uit Johannes 14 vers 1 tot 4. Laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Julle ken die weg waarheen ek gaan. In so 'n situasie waar ons van 'n geliefde moet afskeid neem, soos wat Jesus se disippels hier in Johannes 14 moes doen, kan dit wees dat ons ontsteltenis en ons hartseer so groot is, dat dit ons hele lewe oorheers. Daarom is dit belangrik vir Christenmense om uit die Bybel antwoorde te kry, soos wat Jesus ons deur hierdie proses begelei. Wanneer iemand tot sterwe kom, is daar veral 3 aspekte, 3 vrae oor en van die dood, waarmee die naasbestaandes en die vriende gekonfronteer word. Die eerste aspek is die werklikheid van skeiding en afskeid. Dit wat tot hiertoe gegeld het, is verby. Soos wat Bertha 'n brief geskryf het, die boek is toegemaak. En daarmee kom die aspek van die dood bring skeiding. Ons is nie meer saam nie. Ons moet onwillekeurig afskeid neem van iemand vir wie ons baie lief was en met wie se lewe ons lewens ineengestrengel is. Hoe moet ons die skeiding en afskeid hanteer? Dis die eerste vraag. Die tweede vraag of tweede aspek is, wat van ons geliefde wat gesterf het? Waar is hy of sy en waar gaan hy of sy heen? Die derde aspek, wat word van ons wat agterbly? Wat moet ons maak of hoe moet ons maak die rigtinggewende teenwoordigheid van daardie geliefde om vir ons liefde en raad te gee? Hierdie 3 aspekte
kom ook uit die geleesde gedeelte uit Johannes 14 vers 1 tot 4. En ek het vir u gesê, dit is die kerndeel van Jesus se afskeidsgesprek wanneer hy voor sy dood die volgende dag van sy vriende en disippels afskeid neem en hulle inlig wat nou gaan gebeur. Laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God en ook in my. Elke afskeid bring noodwendig hartseer en ontsteltenis. En hierdie gesprek van Jesus met sy disippels is geen uitsondering nie. Dit word pertinent gesê. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Daarmee erken Jesus dat dit deel van ons menslike bestaan is om hartseer te wees wanneer ons afskeid neem. En daarom hanteer hy hierdie situasie met soveel deernis. En sê hy vir sy mense, ek verstaan. Verstaan julle hartseer? Verstaan julle ontsteltenis? Maar ek troos julle, moenie ontsteld wees nie. Daarna neem Jesus hulle gedagtes weg van die afskeid en van die hartseer. Hy sê nie net, moenie hartseer wees en toe verdwyn hy nie. Sonder dat hulle weet waar hy is of waarheen hy gaan nie. Hy sê, glo in God, glo ook in my. In plaas van op die afskeid en die verlies te konsentreer, moet hulle vashou aan hulle geloof in God en in Jesus. Want geloof sê dat die dood en die afskeid nie die finale sê het. Geloof sê die dood is 'n oorstap, is 'n oorgang na 'n nuwe lewe, na 'n nuwe bestaan. En daarmee wys Jesus vir hulle dat alles nie met die dood ophou nie, maar dat dit die begin is van 'n nuwe bestaan, 'n nuwe werklikheid met en by Jesus. Daarom sê hy, glo ook in my. Hierdie nuwe werklikheid word nou ons sekuriteit wat ons deur die verlies en die hartseer dra. Nie hartseer nie, maar geloof. Bertha, familie, vriende, dis natuurlik en menslik en hartseer te wees as 'n geliefde sterf. Jesus erken dit, maar hy spoor ons aan om nie by ons hartseer te bly vertoef nie, maar te leef met geloof. Geloof is ons vaste anker en ons sekuriteit. Daarom staan daar in Tessalonisense 4 vers 13 en 14 die volgende: ons moet nie treur soos die mense wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterf het en opgestaan het, sal God ook so diegene wat gesterf het deur Jesus saam met hom neem. Vers 2 van Johannes 14 vertel ons waar Jesus heen gaan. En daarom ook wat met ons gaan gebeur
as ons sterf. Hy sê, in die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie. Met ander woorde wat Jesus daar sê, ek jok nie vir julle nie. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek praat die waarheid. Ek gaan om vir julle plek te berei. Wat sê Jesus hier? Ek gaan na die huis van my Vader. Ek gaan huis toe. Wat 'n gelaaide woord in Afrikaans. Kinders sê, ek gaan huis toe. Ek gaan na die plek waar ek geborge en veilig is. Ek gaan na die plek waar ek vandaan kom. Ek gaan na my Vader huis toe. Hy het 'n nuwe bestemming en nie 'n nuwe adres. Sy adres is nie meer Betsaida per adres Simon die visserman nie. Sy adres is die hemelse Vaderhuis. Nou sê Jesus, en dit lees 'n mens maklik mis, hierdie Vaderhuis is 'n baie besonderse plek. Anders as die 4 vertrekhuisies waaraan die disippels en die mense van daardie tyd gewoond is, 4 vertrekkies, het hierdie huis van die Vader baie woonplek. Baie kamers, groot genoeg vir almal wat hom ken en wat sy naam bely. Onbeperkte woonplek. Almal met die naam Christen. En vir almal wat vir Jesus sê, Here, en in hom glo. Liewe Bertha, familie en vriende, waar is Japie nou? Japie is huis toe. Hoe is dit by daardie huis? Ek wil graag hierdie vraag beantwoord met 'n verhaaltjie wat deur John Bailey geskryf is. Hy vertel van 'n Skotse geneesheer wat by die sterfbed van sy vriend gesit het. En terwyl hulle sit, partykeer iets sê, partykeer net in stilte by mekaar, vra die vriend wat sterf vir die geneesheer: hoe sal dit wees as ek dood is? Jy is mos 'n geleerde gelowige. Die dokter het sy vraag gehoor en nie mooi geweet hoe dit na die dood sal wees nie. Terwyl hy nog dink, hoor hulle by die voordeur van die huis 'n gekrap teen die deur. En toe kom die dokter met die volgende beeld. Hy sê vir sy vriend, jy het die gekrap aan die deur gehoor. Dit is my hond. Hy wag vir my by die voordeur. Hy was nog nooit in jou huis nie. Hy weet nie hoe mooi is dit hier nie. Maar een ding wat hy weet, hy is nie bang nie, want ek is hier. En toe glimlag die sterwende, want die dokter het sy vraag geantwoord. Hoe is dit na die dood? Na die dood, God is daar, en daarom hoef ons nooit te vrees nie. Dit is die derde vraag. Wat van ons wat agtergebly het? Jesus beloof in Johannes 14 vers 3, en as ek gegaan en vir julle plek voorberei het, kom ek weer
en sal julle na my toe neem, sodat julle kan wees waar ek is. Jesus beloof dat hy ons kom haal, soos wat hy vir Japie kom haal het, sodat ons, soos Japie, by hom kan wees. Om in die Vaderhuis te wees, beteken om te wees waar Jesus is. Korintiërs sê, as ons daar is dit nie meer nag nie, ons kort niks nie, want God is alles in almal. Om nooit weer van hom geskei te wees nie, maar om altyd in sy teenwoordigheid te wees, sy liefde te ervaar en te weet, ons het thuis gekom. Liewe Bertha, Suzette, familie, vriende, wanneer ons vandag hartseer is omdat ons moet afskeid neem van Japie, kom die woorde van Jesus ook tot ons. Laat julle harte nie ontsteld wees nie. Glo in God. Glo ook in my. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U goed, want U het ons gemaak. Ons het in Bertha se brief gehoor, U maak ons lewensboek oop wanneer ons gebore is, en U maak die lewensboek toe wanneer ons sterwe. En in al daardie jare, hoeveel dit ook al is wat U ons gun, is U by en met ons. Lei U ons deur U Gees wat in ons woon. En daarom dank ons U dat ons op so wyse van Japie afskeid kan neem. Dat ons weet, hy het ons vooruitgegaan na die Vaderhuis, en dat U op U tyd ook vir ons kom haal, om by U te wees. Ons loof en prys U naam, in Jesus se naam. Amen. Liewe familie en vriende, die verloop gaan nou so wees, dat ons die bedankings nou gaan doen, en dat ek ook vir Suzette kans gaan gee. Ek gaan haar eerst die kans gee, om 'n huldeblyk, wat deur Japie se suster geskryf is, omdat sy ongelukkig nie hier kan wees nie, dat sy hierdie huldeblyk gaan doen, en dan kan ons daarna die bedankings doen. Goeiemôre, baie dankie vir hierdie geleentheid, wat ek het om namens Japie se suster Lydia Geier, wat reeds 86 jaar oud is, en in Pretoria woon, en as gevolg van gesondheidsomstandighede nie hier kan wees nie, die volgende huldeblyk voor te hou. Ou Boet, jy was altyd 'n broer wat jou plek vol gestaan het in elke aspek van die lewe. Jou soort is weinig te vergelykbaar. Jy was vir ons ouers so 'n sterk steunpilaar in die lewe, as ook vir my
en Boetie Jan. Ons kinderjare was van die wonderlikste jare. Arm, maar so ryk aan geluk, mededeelsaamheid en herinnering. Jou plekkie kan nie gevul word in ons harte nie. Jy was 'n wonderlike ou boet. Ek gaan jou beslis mis. Ek dank ons Hemelse Vader vir die 94, bykans 95 jaar wat hy jou vir ons gegee het. Rus en vrede, jou enigste sussie, Duifie. Kort en kragtig, soos wat ek die Lindetjie broers en suster leer ken het. Dan wil ek net van die geleentheid gebruik maak om vir professor Henk Potgieter namens Bertha net baie dankie te sê. Henk, jy en Anne stap al 'n lang pad met Bertha. Julle kom al hier van die vroeë 70 jare saam. Baie dankie dat jy bereid was om hierdie begrafnistroostdiens te kom behartig. Ons weet, dit is vir jou moeilik, jy sukkel met jou eie gesondheidsprobleme. En ek glo dit was vir jou ook moeilik om hierdie boodskap te bring, veral as mens iemand soveel jare ken. En dankie ook aan ons Hemelse Vader wat vir jou die genade en die krag gegee het om weer eens vir ons die versekering te kom gee dat Japie miskien nie meer hier by ons op hierdie aarde is nie, maar dat hy in sy vaderhuis is waar hy niks tekort het nie. En dat elkeen van ons, soos wat ons hier sit, verseker kan weet, as ons glo, daar vir ons ook 'n plek in sy vaderhuis is. Baie dankie, Henk. Liewe familie en vriende, wanneer 'n mens 'n paar begrafnisse bygewoon het in jou lewe, weet jy dankings sekere elemente gaan bevat wat deel is van alle bedankings. Maar is dit tog wonderlik om by elkeen van hierdie bedankings daardie persoonlike element te sien van die mense wat dankbaar is en hoe hulle dit inkleer. En daarom is dit my voorreg om namens Bertha die volgende bedankings te doen. Aan die dokters en personeel van Spiesmet en Vennote, julle het altyd met deernis en behulpsaamheid teenoor Japie opgetree. Hierdie laaste 10 jaar was dit 'n nou pad wat die dokters en personeel met my en Japie gestap het. Veral aan dokters Botha en De Villiers wat ons die laaste 2 dae van Japie se siekbed bygestaan het. Baie dankie. Visani begrafnisondernemers, daar. Baie dankie vir julle professionele diens wat julle met bekwaamheid uitgevoer het. As ook vir die pragtige ryker, die voor in die kerk en die mooi kusryker wat hier op die kus lê. Dominee François en die kerkraad van NG Kerk Laaveld vir die gebruik van die fasiliteit vir die begrafnisdiens. Die susters vir hulp met die skink van koffie en tee, asook aan die koster vir dienslewering. Ons waardeer dit opreg. Rina Klaver, daar agter by die orgel. Jou orgelspel het bygedra tot die besonderse gewydheid van die diens. Dankie dat jy Japie se gunsteling psalms en gesange voor die diens gespeel het. En nou val dit my by, ek het nie laat sing nie.
Ons kan na die tyd, voordat ons die draers uitroep, kan ons daarom net Psalm 18, vers 1 sing. Dink jy so, Bertha? Ja. Skus. Dis die voordeel van oud word. Vir die groter Letaba munisipaliteit, vir die voorbereiding van die begraf. Sugar Hill en Sanin vir die voorbereiding van die verversings. Baie dankie aan die familie en vriende wat ver gery het vanaf die rand, Johannesburg en Pretoria. Ek waardeer opreg dat julle gekom het. Julle weet nie wat dit vir my en Suzette beteken. Vir die ouer mense weet in die ou dae as ons nagmaal gehou het, was dit gewoonlik 'n naweek vol kerk. Vrydag aand en Saterdag is belydenis van geloof afgelê en dan is daar 'n diens. Sondagoggend vroeg was daar 'n biduur en dan is dit die nagmaalsdiens en dan Sondagmiddag was daar nabetragting. Na so 'n begrafnis kom daar vir hulle wat agterbly altyd nabetragting. En wat 'n wonderlike troos as ou dink. Ja, hulle het gekom. Hulle het my hand kom vat. Hulle het vir my sterkte gesê. Baie dankie dat julle gekom het. Dan is daar 'n paar mense wat ek moet uitsonder wat altyd bereid was om van diens te wees. Piet Vermaak, Ina ter Blanche, Andries en Nelly van der Merwe en gesin vir die voorsiening van die mediese suigapparaat. Agnes Malachi, Agnes het ek daar agter gesien, dink ek. Baie dankie dat jy die groot man so mooi gehelp het en altyd bereid was om op te ruim as dit nodig was. Dominee Edmund de Beer, jou besoek Sondag voor Japie se afsterwe, asook na sy afsterwe Dinsdagmiddag, was vir ons van onskatbare waarde. Baie dankie. Dankie aan almal wat gebel het of WhatsApp boodskappe gestuur het en na Japie se welstand verneem het, asook die oproepe en boodskappe van medelee. En dan het ek hier 2 besonderse bedankings. Bertha en Suzette het om die beurt met my gekonkel. Ek het maklik meegehelp om te konkel. Suzette, Bertha skryf vir jou die volgende. Liewe Suzette, of gesiggetjie soos ons jou in die huis noem. Ek weet nie waar om te begin om jou te bedank vir jou hulp, bystand, liefde, toewyding tydens Japie se siekte en versorging. Maar dit kom 'n lang pad. Dit kom vir 34 jaar wat Suzette help. Jy was die ekstra 2 hande wat saans kom kos maak het. Jy het vir ons die inkopies gaan doen waarby ek om verskeie redes nie kon uitkom nie. Jy was baie goed vir Japietjie. As hy saans wil gaan inkryp, soos hy dit gestel het, het jy vir hom heel dikwels gesê, kom, dat jy eers jou mond gaan skoonmaak. Sy pyjamas uit die kas gehaal en gesê, trek so lank aan, ek kom jou nou in die bed sit. As hy daarmee klaar was, het hy gevra, waar is Bertha? En sy moet ook nou kom slaap. Hy sou nie ophou roep na sy ou nooitjie, totdat ek langs hom kon inkryp nie. Suzette, jy het meer as die ekstra myl geloop. Baie kere. Wanneer ek so moeg was en skaars my voete kon oplig, om ons albei se medikasies uit te haal. Ekskuus, ek kon net die regte bladsy kry. Hier is hy. Suzette, jy was ook vir hom soos 'n ekstra, jou as 'n bekende baken, en hy was baie lief vir jou. Jou ma het immers gesê, ons is jou surrogaatouers. Rita, jy is ook vandag hier. En ek wil vir jou sê, en jy en Stoffel het 'n juweelkind grootgemaak, wat ons baie opreg liefhet en waardeer. Ons het heerlike vakansie saam gehad.
en dit het bande gesmee wat onlosmaaklik is. Selfs in Japie se heengaan was jy daar saam met ons, jy en Agnes. Ons was so op hom gefokus en op sy behoeftes, dat ons baie kere van ons eie behoeftes vergeet het. Baie dankie dat jy altyd daar was. Die humor en ook die lag was immers altyd teenwoordig. Ek sal nooit so 2 weke gelede vergeet het toe ons 3 oor iets gelag het en hy so uit sy maag gelag het nie. En jy stilletjies vir my gesê het, hy is so by en het die grappie geniet. Dit het 'n vlietende oomblik gevoel soos in die ou dae. Japie wat terug is en lekker kon lag. Liewe Suzette, jy moet altyd onthou, selfs al is Japie nie meer daar nie. Jy sal altyd welkom wees in Gordonstraat 11. My opregte dank vir die laaste saamwees by Japie en ook jou onbaatsigtige bystand in hierdie laaste week van reëlings rondom die begrafnis. Ek kan net dankie sê en vra, mag die Here jou ryklik seën vir alles wat jy vir ons beteken en gedoen het. Jy is 'n kosbare juweel. Nou as Bertha gedink het, sy gaan die laaste woord het sy verkeerd gedink. Want op die ou end het Suzette die laaste woord. Bertha, dankie dat jy vir 41 jaar en 6 maande en 8 dae vir Japie, die vrou van Spreuke 31, vers 10 tot 12 was. Wie sal 'n buigsame vrou vind? Want haar waarde is ver bo korale. Die hart van haar man vertrou op haar, en aan wins sal dit hom nie ontbreek nie. Sy doen aan hom goed, nie kwaad nie, al die dae van haar lewe. Jy het die afgelope 10 jaar, toe die vergeet begin intree het, na Japie omgesien. Dit was nie altyd 'n maklike pad nie, veral nie die laaste 4 maande nie, en nog minder die laaste 6 dae. Jy het volhard en met liefde en troue sorg na Japie omgesien. Tot op die einde, en selfs nog vir 'n uur of 2 daarna. Jou wens is vervul om self na hom om te sien, tot op die einde. Dit was soms 'n klipperige pad, maar steeds het jy fyn getrap in die petersilie. En vir die wat vir Bertha ken, sal weet dis 'n geliefde uitdrukking van haar. Nou waar jy die pad verder alleen moet stap, sal hy jou vashou en vertroos. Want hy laat vaar nooit die werke van sy hande nie. Ek sal altyd daar wees vir jou en ek is net 'n roep of 'n oproep ver. Met liefde, Suzette. Liewe vriende, daarmee het ons aan die einde van die erediens gekom, maar ek wil tog vra dat ons nou Psalm 18, dis in die blaadjies, dis so 'n mooi psalm, vir al die ouer mense ken hom, dat ons hom asseblief 1 en 14 saam sing. Ja. Ja. Nou ja, daar staan in die Bybel, in die mond van 2 of 3 getuienis staan die waarheid vas. Daar het jy wil. Ons sing eers Psalm 18 en dan net na die seën sing ons die ander lied, my enigste troos in lewe en dood. vesting op die bergkrans
soos goud gelouter 7 maal. Hy is 'n skaal van keurmetaal. Maar tot hom vertrou, want wie's daar buiten U, o Heer? U is die rots van ander meer, op wie ons altyd weer kan bou. Ontvang nou die seën van die Here en gaan heen in vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons wees en bly. Amen. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste hoop. Ek behoort aan die Here, niks sal my ooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste hoop. Die doop is die seën dat die Heilige Gees my 'n kind van God die Vader laat wees. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Ek behoort aan die Here, niks sal my ooit van hom kan skei. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Ek wil nou vra dat die draers, die kerk, Tersia Fulton, Ina Badenhorst, Kombrink, Alexander Kombrink, Susan van der Merwe en Charlene van Molendorf na vore sal kom. Maar ek gaan ook die name van die draers by die graf lees. En julle kan net so daar in die paadjie julle plekke inneem, en dan as ons na die graf toe gaan, kan julle van die lijkswa af die kus na die graf toe dra. Liewe vriende, familie, ek nooi u namens Bertha om na die tyd terug te kom hiernatoe en hier kom verversings te geniet en 'n bietjie met mekaar te gesels en ook haar te vertroos.